dan is dit nooit sonder rede. Maar jy kan kies om een van daai twee te wees, of 'n warrior wees, of 'n warrior wees. Jy kan kies om een van hulle te wees. 'n Warrior is 'n ou wat nou altyd, jy worry altyd oor alles. Dit is nou 'n wille woord wat ek nou gaan sê, ek het nie op die bord gesit, want ek glo nie so 'n woord bestaan. Maar ek kan hom sommer 'n bekommerder noem. Is altyd besig om te worry oor iets. Maar 'n warrior weer 'n vegter is. Nou wat wonderlik is van 'n vegter of 'n soldaat of iemand wat, dit is iemand wat opgelei is, dis iemand wat weet waarvoor hy staan. Dis iemand wat guts het. Nou 'n mens kan kies in watter poel jy val. Want weet jy wat, as jy bekommerd is, dan word jou vrede, waaroor ons ruk gepraat het, jou blydskap, jy word beroof van hierdie goed. Want jy moet mos nou worry. Ek ken 'n tannie as sy die foon antwoord, as haar kinders bel, en sy antwoord die foon en sy sê, what's wrong? Ek sê, wat tannie Irene, asseblief. Dis nie te sê, daar is altyd iets fout nie. What's wrong? Dit was Engels, obvious. En ek dink partykeer is ek en jy in dieselfde bootjie, jy weet. Ek weet daar so 'n Psalm wat sê, jy sal nie bang wees eers vir slegte nuus. Maar as 'n mens eers in die bootjie begin klim van jy's bekommerd oor alles altyd. Nee, dan is dit so asof jy net eenvoudig begin rustig raak. Ek moet sê, ek was gisterand so 'n bietjie bekommerd oor die bokke en so 'n bietjie sukkel in die begin. En weet jy wat, toe ek net gevoel, ek gaan nou rustig raak. Ek het in my vrou se gesig gesien, ek moet rustig raak, okay. So dit was deel van die motivering. Maar ek het net eenvoudig rustig geraak. En gelukkig het alles toe nou mooi uitgespeel. Maar elke ding wat ons pad kom, of dit wat ook al is, ons moet net eenvoudig ophou worry. Nou ek het 'n paar goed, en ek gaan eers, daar gaan nie baie goed op die skerm wees, ek gaan net aan die einde die skrifgedeelte opsit, wat ons gaan deurgaan. Maar ek het so oor en oor 'n tydperk, het ek so 'n paar goed bymekaar gemaak, sê ek goed bymekaar gemaak oor worry. Iemand sê eendag, if you worry, you worship your problem. If you worry, you worship your problem. Jy weet, dit het my nogal so 'n bietjie tussen my oë geslaan, hoor. Dink mooi daaraan. If you worry, you worship your problem. As jy bekommerd raak, nee, dan is dit asof jy die probleem, die woordjie aanbid is miskien bietjie diep, nee. Maar dit is asof jy te veel ag op 'n probleem sit. Ek het so rympie gemaak wat ek sê, worry, worship en warrior. Dis my eie storie hier, nee. Met ander woorde, as ek worry, begin ek worship, my worship word soos 'n warship, 'n oorlogskip, en ek word dan hierdie warrior, hierdie vegter. Klink eintlik rof, dit klink soos 'n spanpraat wat ek kan doen voor ek iets doen. En dit is eintlik iets wat ons as kinders van die Here moet waak teen. Iemand het die volgende gesê, die woordjie worry gevat en 'n akroniem gemaak en gesê, die W staan vir wrong options, die O, running riot through you. Die Y. Wrong options. Ek het hom opgesit. Wrong options. Running riot through you. Jy weet wat 'n riot. Riots is onlus. Bring onlus mee. Dit soos iemand gesê, dit rok jou bout. Miskien kan jy dalk 'n paar goeders vandag aan kan dink wat jou so 'n bietjie bekommerd maak. Ons is bekommerd oor ons land. Ons is bekommerd oor ons regering. Ons is bekommerd oor, gaan dit genoeg reën of nie?
Ons is bekommerd oor ons kinders. Ons is bekommerd oor ons kleinkinders. Ons is bekommerd oor hoe gaan hulle groot word. Ek weet van mense wat eenvoudig net sê, hulle wil nie kinders hê nie, want hulle kan nie sien hoe moet hulle kinders in hierdie wêreld groot maak. En dan hoor jy al die goed en nou is baie goed wat gesê word en die ouens vlug en so aan. Net so in die week sien ek so 'n kort videoetjie van 'n ou wat sê, hy sê die slegste dag in Amerika is nog steeds beter as die beste dag in Suid-Afrika. En ek sê whatever. My kind bly en werk daar, hy weet, daar's ook maar hulle, elke plek het mos maar sy eie sakmoeilikheid, is dit? Ons worry oor hierdie goed. Baie mense is bekommerd oor hulle toekoms. Party is bekommerd oor hulle gesondheid. Ek weet nie of jy dit al agtergekom het nie, maar as jy nou 'n snaakse pyn ergens het, die eerste gedagte wat by jou opkom partykeer is, jy is nou groot fout. Is dit? Dan kan jy sê, what's wrong? En ons doen hierdie goed. En een van ons wat hier is, kan vandag vir my sê, maar weet jy wat, dis nie regtig iets wat aan my vat. Nou dit is wat met jou gebeur. Ek wil graag hê jy moet worry, bekommernis bietjie beter verstaan, sodat jy ook moet weet wat jy daarmee moet doen. Jou verbeelding raak ooraktief met negatiewe moontlikhede. Het jy al agtergekom as jy bekommerd is oor iets, dan begin jy al die scenario's in kop deurhardloop. Jy begin dink, ja, maar wat van dit en wat van dit, en sê nou maar dit en dit. En sê nou maar daar's 'n geskil met iemand en jy is bietjie bekommerd oor hoe die uitkoms gaan wees. Dan begin jy self tot met jouself praat as jy alleen is. As jy dit vir my sê, gaan ek dit sê. As jy dit, kom jy weet waarvan ek praat. Jy gaan deur al die scenario's wat die slegste moontlik kan wees in jou kop van wat gaan gebeur. En wat as dit nou, en wat as dit nou, en hoe as dit nou, en wat ook. Alles met worries. Dis 'n verbeelding raak ooraktief. En dit is nie, ek praat nie hierso van werklike angs of vrees. Dis bietjie iets anders, werklike angs of vrees, bietjie anders. Om bekommerd te wees is eintlik kom baie onskuldig voor, omdat ons almal dit maar doen. Net nou is dit asof ons dit maar net laat gaan. Baie onskuldig kom dit voor, né? Maar dit is eintlik 'n interpretasie. Dis eintlik 'n jou interpretasie van 'n situasie. Ek het ook iemand het gesê, ek het dit al baie keer gesê ook. Die wêreld is nie soos wat dit regtig is nie. Dit is soos wat jy is. Soos wat jy dink daaroor. Soos wat jy dit hanteer. Soos wat jy dit sien. Ek het al mense gesien wat regtig haaglike omstandighede bly. En so dankbaar is vir sy brood. En so dankbaar is vir dat hy nog iets kan doen en kan leef. Dan was ek ook al by mense gewees wat regtig nou, jy kan nou maar sê waaragtig alles het. Maar dit lyk asof die dood op hom is. Ek sê nie dit is altyd so nie. Ek ken ook daar mense wat regtig alles het en ook gelukkig is. Ek sê nie jy gaan nie gelukkig wees. Maar net om veel te sê, omstandighede en goed bepaal partykeer hierdie storie en natuurlik hierdie ooraktiewe verbeelding van jou en dat jy elke scenario deurhardloop, maak dit partykeer baie sleg vir jou. Die probleem is dit kanselleer die geloof wat nodig is om wat nodig is om God in aksie te laat oorgaan. Nou dit is nie 'n kwessie van jy moet God nou aktiveer. Maar as jy op 'n punt kan kom waar jy nie regtig vertrou en so bietjie meer as die bekommernisse nou so bietjie ophoop, dan beïnvloed dit jou vrymoedigheid voor die Here. Dis so sonde. Jy is nie so vrymoedig nie. En dan word die probleem nie meer die probleem nie, maar hoe jy daarna kyk en wat jy daarmee doen. Probleme vir 'n kind van die Here, weet ons mos nou, dek eintlik die tafel vir 'n wonderwerk. Soos wat ek net nou gesê het, jy's in 'n situasie, nou begin jy wees omdat hy is, en nou begin jy eintlik half uitsien, ek wonder hoe gaan die Here hierdie ding uitsorg. Ek sien uit, ek het 'n verwagting, ek het hoop, ergens gaan hy vir my deurkom. Ek hoef nie bang te wees.
Jy sien daai manier van dink. En dit is nie net 'n tipe van net positief dink. Dis God dink. En sy goed dink wat die verskil maak. En vir ons as kinders van die Here is dit 'n belangrike storie. En dis nie goed vir jou om te worry nie. Dis nie goed om hierdie goed te laat ophoop nie, want dit is goed wat jou kan siek maak. Mense wat altyd bekommerd is oor alles, altyd die ergste verwag, is ook mense wat partykeer fisies kan siek word. En ons dink dit bly nog steeds half hierdie onskuldige ding, want almal doen dit nou maar. Daar's geen onskuld aan bekommerd wees nie. Jou probleem is, bekommernis kom na almal se kant toe, maar wat jy daarmee maak is belangrik. En natuurlik as jy bekommerd bly, kan dit sonde wees. Dit kan oorsit in sonde en dit steel vrymoedigheid. Ons moet dit nooit 'n kans gee in ons lewens nie. Nooit. Dit gaan oor in hierdie moedeloosheid en negativiteit. En as jy dit genoeg herhaal, dan begin dit jou later jou denke so vasmaak. En dan word dit eintlik soos 'n aangeleerde gedrag. Jy het ook groot geword in 'n situasie waar jou pa en ma was altyd bekommerd oor alles. Hulle het nooit lig gesien, dit was altyd donker. Ek het ook al by mense gekuier wat so is. En dan kyk jy na hulle kindertjies en weet jy hoe lyk hulle kindertjies? Jy kan sien daar swaar op hulle gesig is. Ek het kinders wat klein is, klein kindertjies wat begin brood wegsteek in hulle matrasse en onder hulle kussings. Wat pa en ma sê die hele tyd, weet jy of ons gaan dit gaan maak nie. Weet jy of ons dit gaan maak nie, jy sien. Ek weet nie of ons nog nodig gaan. Daai kindertjies, die effek op hulle, en hulle begin later kos wegsteek. In ekstreem gevalle gebeur dit. So daai kondisionering, daai slegte gewoonte, wat dan begin plaasvind. Dis ook kosbare tyd wat gemors word. Om bekommerd te wees, mors jy die tyd. Omdat God nie vertrou word, soos 'n kind nie. Ek en jy moet wees eenvoudig soos 'n kind. En die energie wat jy gebruik, dink net as jy al daai energie kan gebruik, wat jy bekommerd is, kan gebruik aan gebed, of kan gebruik aan die feit, dat jy weet, hy is met jou. Ek sê baie keer, Here, dan raak dinge 'n bietjie rof, as Here, ek vertrou U, en ek weet U is met my. En dit is so 'n anker vir my, dan sit net asof ek weet, maar ek weet, die Here gaan ons nie los. Ons hoef nie bekommerd te wees. So gebruik daai energie wat jy baie keer gebruik om bekommerd te raak, want dit drein jou, dit maak jou, het jy geweet, bekommernis maak jou moeg. Ek is doodmoeg ge-worry, hoor jy baie keer mense sê. Of ek worry my dood, is reg, gaan aan, jy gaan jouself dood worry. En dis nie nodig, want dis nie wat moet gebeur. Kinders van die Here, en as jy hier is, en jy is dalk 'n persoon wat dalk geneig is om meer bekommerd te wees oor goed, as om God te vertrou, begin net eenvoudig glo soos 'n kind. Jy weet die hele kwessie van die mosterdgaas, of die mosterdsaad geloof, is nie die feit dat die saadjie nou baie klein is, jy net so 'n bietjie klein geloof. As jy net 'n bietjie klein geloof het, dan sal dinge gebeur. Hoekom? Dit gaan nie daaroor die grootte van die saad. Dink bietjie mooi daaroor. Want Jesus sê op ander plekke vir sy disippels ook, julle klein gelowiges. So hulle klein geloof, maar dan spreek hy raak. So dit gaan nie oor die hoeveel, dit is wat die saadjie kan vermag. Waaroor dit gaan. Wat is die vermoë in die saad? Dis waaroor dit gaan. En om dit te doen, beteken jy moet ophou bekommerd wees, meer bid en meer die Here beleef, sy teenwoordigheid, sy koneksie beleef. Dan verander alles in jou lewe. Want dan word dit nie 'n spontane verhouding wat jy met die Here het, weet jy wat? Die skrifte sê ook, hy weet wat jy nodig het. So wat nodig
is met ander woorde om 'n nuwe perspektief te kry. 'n Terugfokus op die groot prent. Wat ek net nou gesê het, hy spandeer 6 dae om alles te maak net met 'n woord. Nou maak dit nie saak hoe jy die 6 dae wil interpreteer nie. Ek dink nou die ouens wat geskryf het, wat die Moses nou geskryf het, daar wat hy die eerste 5 boeke geskryf, het hy nogal gebruik dag en nag, en hy het nogal gesê aand en môre. Ek weet nie, klink vir my meer soos 'n dag, nie net soos 'n tydperk, maar okay, that's besides the point. Hy doen dit met 'n woord. Maar as hy ons kom red, dan stuur hy sy seun om te sterf. So wat beteken dit? Jy is belangriker met ander woorde. Alhoewel jy deel is van die skepping, is jy belangriker as die gewone skepping. Jy is die kroon van sy skepping. So jy moet hierdie perspektief, 'n nuwe perspektief is nodig om hierdie groot prentjie raak te sien. En dan jou vreugde dan vasstel. Ek het ook agtergekom as ek hierdie sy teenwoordigheid beoefen of practice his presence, dan het ek vrede en vreugde in my hart. Die antwoord is nog nie daar nie. Ek het gebid oor iets, daar's nog nie 'n deurbraak of niks nie, maar as ek klaar vrede het daaroor, want ek weet, ek het God genader met dit. Dis nie my eie breinkind of my eie idees wat ek probeer voed hier met net positiewe denke nie. Ek fokus dit op die persoon wat my gemaak het. Die persoon wat sy liefde vir my gegee het en sy lewe vir my gegee het op 'n kruis. Dit maak 'n groot verskil. Jy haal die fokus af van jouself en jy sit dit op God en ander mense. Dis so, dit wat is wonderlik van hierdie goed hè. As jy so begin dink, dan begin jy eintlik mense eers regtig raak sien. Want wie's die mens wat jy, as jy altyd bekommerd is, die meeste raak sien? Jouself. En jy sien, as jy die hele tyd op jouself fokus, het jy 'n probleem. Want dan gaan dit in elk geval eenvoudig net oor jouself en niks en iemand anders nie. So wat moet jy doen? Jy moet kies. Jy moet weer eens, jy moet kies om die positiewe raak te sien en eerder in geloof in God oor te gaan. Nie net geloof in geloof nie. Jy het geweet daar's 'n verskil. Baie mense dink geloof is iets wat ek moet hê. Né? En dit is soos of mense geloof in geloof sit. Omdat ek gelowig is, omdat ek glo as ek bid, jy sit jou geloof in geloof. Jy moet jou geloof in God sit. Daar's 'n verskil, né? Daar's 'n fyn lyn ook. Want baie keer sê mense ook, ja, maar ek glo. Weet jy wat die duiwels glo ook? Sê die Bybel. En baie keer is hulle geloof beter as ons en daar staan, hulle glo en hulle sinne. Ons glo baie keer, ons glo maar net en ons moet nou glo. Nee, want ek glo. Luister, jy moet glo in God. Miskien sê jy, ja, maar dit is mos nou, dit wat jy nou sê, is mos nou eenvoudig, dit is mos hoe dit is. As jy begin bekommerd raak, is dit nie meer so eenvoudig. Want dan hardloop jou kop die hele wêreld vol. En later is alles deur mekaar, nee. Ek praat hard met jou, maar ek praat met myself ook, want ek kom op baie keer in hierdie situasies. Geloof in God. En dan word dit absoluut die manier hoe jy begin dink en dinge doen. Nou omdat bekommernis, byvoorbeeld nou, ons het nou gesê dit is eintlik aangeleerde gedrag. As bekommernis, soos wat die Bybel ons leer, wat dit is wat die Bybel ons leer, dan kan dit ons ook afgeleer word. Is dit nie so nie? Wat sê die skrif? Hy sê in Efesiërs 4, sê hy vir ons vers 23-24, hy sê julle moet op 'n nuwe geestelike manier leer dink. So jy het nodig om so 'n bietjie anders te dink. Wat kom uit jou ou weer uit?
Het jy nou agtergekom jou ou weer, met jou ou weer sit jy nog steeds daar in jou geloofslewe waar jy vandag sit. Jy het nodig om 'n bietjie anders te dink. Jy het nodig om 'n bietjie wyer te dink oor God en sy goed. Jy het nodig om so 'n bietjie van jouself ontslae te raak, nie eenvoudig jouself verloor in hom. Praise and worship is een van daai kere wat jy as jy praise and worship waar jy so 'n bietjie kan jouself eenkant sit. Dis wat dit so kragtig maak as jy om geloof en prys in jou lewe, wat baie belangrik is. Die skrif sê nie vir niks, bewaar jou hart bo alles nie. Hy sê nie vir niks, kry jou denke op die hemelse goed en die aardse goed. Daar's redes hoekom die Bybel dit vir ons leer, sodat ons gedrag kan verander. En jy kan jou eie breinchirurgie doen. Jy kan dit doen, en wat sigbaar is op 'n breinskerm. Ons noem dit die neuroplastisiteit van die brein. Nou dit werk basies so, elke ding wat jy dink en soos wat jy lewe, dit is soos 'n paadjie, soos as jy in die veld elke dag 'n paadjie loop, op 'n spesifieke manier loop, later is daar 'n paadjie wat geloop is. So jy dink so, dit is hoe jy dink. Jy het nou maar so groot geword, jy is nou maar so laat staan, dit is nou maar hoe jy is. As jy agterkom aan jou, dit wat ek, hierdie paadjie van my, is nie by die Bybel leer nie, is nie by die Here nie, ek wil aan 'n paadjie vat. Hier begin jy nou aan 'n paadjie loop. En dan dink jy loop hom vir 'n week en hy's gesê, jy is nie. Dit vat omtrent 21 dae vir 'n ander paadjie om te begin. En eers hier na 42 dae, dan begin die goed eers geset raak. So hierdie preek is nie 'n quick fix vir jou vanoggend. Jy stap nie uit en nou gaan ek nie meer worry. Dit gaan interessant wees, want as jy uitstap, dan gaan 'n paar goed dalk gebeur wat jou dan juist laat worry. Want die vyand wil ook nie ons moet hierdie goed weet nie. Jy moet jouself begin in 'n rigting insit, soos wat ek vir jou gesê het, dan plak 'n plakkertjie ergens op, waar jy as jy hom sien sê, dankie Here. Dis nie 'n quick fix in 'n week se tyd nie. Jy moet dit meer as 40 dae doen, sodat dankbaarheid eers regtig kan vasval in jou, vasgemaak word in jou lewe. Net so gaan dit ook 'n tyd vat. Maar weet jy wat's lekker hiervan? As mens dit begin, en jy begin deel word van jou roetine, en jy begin erns maak daarmee, gaan jy die resultate beleef. Jy gaan nie dieselfde bly nie. Trouwens, dis onmoontlik as jy dit doen. Jy het nodig om daai nuwe paadjies in jou brein te maak. Oor hoe jy dink oor God, hoe jy dink oor jouself, en hoe jy dink oor die lewe. Maar dit is waaragtig tyd dat dit moet gebeur in ons almal se lewens. Aan die ander woorde, moet vir bekommernis nie 'n vat plek gee nie. Raak bietjie gedissiplineerd. Nou weet ek die oomblik as ek sê dissipline. Dan sê alweer dissipline. Wat moet ek nou alweer doen? Ja. Daar's sekere dissiplines. As dit gebou word rondom 'n verhouding, 'n spontane verhouding met die Here, dan het daai dissipline lewe. Dis nie 'n dodelike moed en moenie nie. Dit is 'n lewendige storie, want dit gaan oor 'n lewende verhouding met 'n lewende God waarop jy fokus. En jy gaan onmiddellike resultate kry. As jy dit eers begin. Dis nog nie klaar nie. Jy moet 'n bietjie aanhou soos wat ek gesê het, sodat daai nuwe paadjies kan gelê word in jou brein. Maar dit maak mense opgewonde. Baie keer as jy besluit om iets goeds te doen. Partykeer as ek net dink om die regte ding te doen, beleef ek klaar die seën van die Here. En dan het ek nog niks gedoen nie. Ek het net gedink daar. En weet jy hoe help dit jou dan om aan te gaan? Want dan kan jy aangaan. Met wat ook al jy graag moet doen. Vervang dit met ander woorde. Vervang bekommernis met dankbaarheid. Vra volgens jou vraag. Ek gaan hierdie gedeeltes lees. Maar wat doen voëls? Hulle sing altyd. Het jy dit agtergekom? Voëls sing altyd. Maak nie saak wat gebeur nie. Voëls sing altyd. Nou lees ons dit in Matteus. Ons lees in Matteus
6, daar's Matteus 6, vers 37 en vers 34, dan sê hy, voel ons nie gewaard oor goed nie. Want hulle weet die Here gaan vir hulle sorg. Hy sê op die ander plek, sê hy, hoe min lossies werk is ons nie baie meer, hoekom bekommer ons? Hy sê, kan ons ietsie by ons lewe voeg met bekommernis? Al hierdie skrifgedeeltes gaan op die, ek gaan dit nie alles lees, jy gaan op die groep wees. Maar dink 'n bietjie daaroor, ek het nog nooit gesien dat daar 'n duif ergens op 'n tak sit en dit lyk asof hy 'n angsaanval kry oor kos vanmôre. Het jy dit al gesien? Nee. God sorg. En ons moet begin maak soos die voëls. Kom ons begin sing, man. Dis waar praise and worship kom. Praise and worship beteken eintlik, weet jy wat? Ek gaan so 'n bietjie my eie nonsens bietjie eenkant sit en ek gaan bietjie net vir God groot maak. Nou in ons huis die oggend as ek en my vrou opstaan, dan sy het op Spotify so 'n hele ding wat sy gedownload het. Dan sit al hierdie koortjies en dit is geestelike liedere die hele oggend terwyl ons besig is om reg te maak en ontbyt te eet en alles, nê, is daar Christelike musiek in die agtergrond. Weet jy, dit maak die grootste verskil in ons lewens. As ons ergens hier op pad is, dan is ons op hierdie lys en dan terwyl ek so ry, ek was nou Vrydag alweer by die klein kinders vir oupa en ouma dag in Nigel. Terwyl ons so toe ry, die hele tyd heelpad koortjies gesing. Dit maak net jou oggend anders, dit maak 'n pad korter, dit kry jou kop reg. En dit is nie wat ek terwyl ek daar ry, nou skielik aan niks dink en bekommerd raak oor goed nie. Terwyl ek bekommerd raak oor goed en dink aan goed, dan loof en prys ek die Here en dan weet ek net, ek kan wees wat hy is en dan raak ek rustig en ek is vrede en blydskap kom en dit is net eenvoudig, dis hoe dit is. En ons doen dit al langer as 21 dae. Ek wil vir jou sê, dit het 'n groot effek op ons geestelike lewens. So raak bietjie soos 'n voël en begin sing. Iets staan. En Petrus 5 sê, hy sê, moenie bekommerd wees nie, hy sê, God sal vir julle sorg. Hy sê eintlik, gooi jou bekommernis op my, want ek sorg vir jou. Nie net gee dit nie, hy sê, gooi dit af op my. Hoekom? Want hy sorg vir jou. Kan jy glo dat hy vir jou kan sorg? Yes, hy kan. Hoekom? Hy's groot, jy's klein. Hy's God, jy's sy kind. Hou met ander woorde op, waar. Daar word tot vir Elia gesê, luister, jy vlug vir die koning, maar ek sal sorg dat jy kos kry. Vir die kraaie stuur. Ek dink baie keer aan daai storie van die kraaie wat vir brood en vleis gebring het. Hoor hoe dit gewerk. Nou sien ek hierdie prentjie. Waar hy Jesus sit en hy kan water van die spruit drink en die kraaie het daar seker maar die dorp rond gevlieg. Hier lê 'n stuk vleis op die tafel, gryp die vleis vat dit vir Elia. Daar lê 'n stuk brood vat dit vir Elia. En dit is 'n groot wonderwerk daai as wat ons dink dit is so. Dit moes eintlik awesome gewees het. Ek dink Elia het nie daar gesit en geloof. Dinge raak nou rond. Ek dink Elia dalk, want hy was 'n man van geloof, maar mense ook net soos ons. Ek dink hy daar gesit met hoop en verwagting. Joe, ek wonder wat bring hulle vandag vir. Ek sien uit daai broodjie of daai stukkie vleis of wat. Dink bietjie daar. Die Here wil dit vir ons doen. Hoor jy dit, Melissa? Die Here wil dit vir ons doen. En die Here sal dit vir ons doen. En ons kan hom herinner aan sy beloftes. Want ons kan met verwagting dan sien wat hy vir ons gaan doen. Ek en jy, daar soveel goed. Ek gaan afsluit. En ek gaan dieselfde gedeelte lees wat ek laasweek gelees het oor vreugde en blydskap. Eerste vers. Weer eens, Filippense 4,
van vers 4 af. Vir jou so 'n paar goed geonderstreep. Wees altyd bly. Omdat jy weet dat jy aan die Here behoort. Luister man, ek behoort en jy behoort. Dis hier waar die groot prentjie nou inkom. Nou wat ek graag wil hê jy moet doen, is jy moet hierdie verse 4 tot en met, wat is dit, 9, moet jy gaan vat en in jou vertaling, as jy nie die Nuwe Lewende vertaling lees nie, of jou Engelse vertaling, of wat ook al, dan moet jy ons 'n bietjie vir jou self gaan onderstreep waar goed vir jou uitstaan. Wees altyd bly, omdat jy weet dat jy aan die Here behoort. Dis die groot prentjie. Waarvan ek net nou gepraat het. Hier is 'n opsomming weer eens van die preek. Jy behoort aan die Here. Jy behoort aan die Here. Die vraag is, hoor jy dit? Hulle sê ons moet dit 7 keer sê. Jy behoort aan die Here, 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 jy behoort aan die Here. Moet dit aangaan tot by 11, want dit is tussen 7 en 11 keer. Ek sê vir jou, jy behoort aan die Here. Dis die groot prentjie. Wees bly daaroor. Man, die een wat alles gemaak het, jou God leef. Hy's met jou. Hy is. Jy kan net wees. Wees bly daaroor. Ek sê wees bly. Hoekom? Jy behoort aan die Here, 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 jy behoort aan die Here. Dit is nou die 7de keer, jy behoort aan die Here. Dit staan nie daar nie, maar hy sê dit weer, ek sê dit weer. Wees bly. Laat almal sien hoe bedagsaam julle lewe, omdat die Here kom binnekort. Almal moet dit sien. Weet jy wat? Kom ons wees eerlik met mekaar sonder om storieetjies te maak vandag. As mense kyk na jou lewe, sou hulle kon sê, hierdie ou leef soos iemand wat aan God behoort. Wat sal hulle van jou sê? Wat sal hulle van my sê? Nee, dit moet jy dan, gaan dit terug. Wat sal hulle sê? Hy sê, laat almal sien hoe bedagsaam hulle leef. Nou moet dit dan sien in jou lewe. Maar jy moet ander vertalings ook hier lees, want ek kan net een gebruik, ek het nie tyd om al die vertalings te gebruik. Want die Here is naby, of die Here kom binnekort. Ander vertalings praat van hy is naby, of hy kom binnekort. Hy is op pad. Hy is baie so op pad. Dis 'n Here om bly te wees. Ek is so bly, ek gaan nie vir die res van my lewe hier bly nie. Ek weet daar is mense wat graag hier wil bly. En hulle wil magtige sukses maak van alles hier. Raai wat, dit gaan alles opbrand. Waarmee is jy besig? En as jy eendag doodgaan en jou kinders erg alles, raai wat gaan hulle met dit doen? Dink jy hulle gaan oor daai goed waar is soos wat jy, wat sê die Bybel? Hulle gaan dit verkoop en hulle gaan chappies koop, man. Of vernietig, of ek sien ons baie keer. Eerste ding wat gebeur nadat iemand dood is, die volgende oomblik stop die van familie daar met die baantjie en die bakkies om laai. Goed, wat wil jy gewerk het? Vat dit net. Moenie dat dit al wees waaroor jou lewe gaan, nee. Volgens julle, hy sê daar so vers 5, moet oor niks bekommerd wees nie, maar bid oor alles. Oor niks bekommerd, maar bid oor alles. In everything, for everything, pray. Engelse vertaling. Met ander woorde, oor alles. Moet oor niks bekommerd wees nie, maar bid oor alles. Vra alles. Ja, ons weet die Here weet wat ons nodig het. Maar weet jy wat? As jy begin bly raak in die Here en jy groot prentjie begin sien, begin op hom vertrou eenvoudig en jy bekommernis begin jou nie meer vat nie en jy weet wat om daarmee te maak en jy begin bid daaroor en jy begin alles vra. Hy sê wat jy nodig het van God, terwyl met ander woorde jy vra dit van God af, terwyl jy hom ook dank vir alles wat hy doen. Dink ou vertaling praat van smekinge en dankgebede, né? Vra hom alles, daar's niks fout om te smeek vir iets nie, maar jy vra vir hom, jy hou aan klop tot hy oopmaak en dan kom jy agter, hy was nooit weg nie, hy was nog altyd daar. Begin dankie sê,
Vir alles, nie eens die dood nie, alles, kyk hoeveel keer is alles, vir alles wat hy doen, vers 7. En God se vrede, dis waaroor ons laas keer gefokus het, God se vrede, wat meer is as wat 'n mens kan dink. So hierdie vrede, is nie net positive thinking in die kop nie. Dis meer as wat jy kan dink, waar lê hierdie vrede en vreugde, dit lê nie. Jy weet eenvoudig dit, that's it. And that settles it, nee. In ander woorde, wat meer is, dan kom God se vrede wat meer is as wat 'n mens kan dink, sal oor julle, hier kom die antwoord, julle harte en gedagtes. Sien ek sê baie keer, is goed om oor iets te dink en gereeld te dink. Maar as dit vasgemaak is in die groot prentjie wie God is, dan begin daai goeders in jou hart insak, in jou gees en in jou onderbewussyn. En dan sit asof dit 'n effek het, weer iets op jou gedagtes. Dis hierdie wisselwerking. Hoekom sê ek dis 'n wisselwerking? Want onthou alles wat ons sien, wat ons ruik, wat ons proe, al die sintuie, alles wat ons beleef, word hier tussen jou ore, dit kom in, en hier moet jy dit nou verwerk. En dit wat jy verwerk en hou, sak af in jou hart, in jou gedagte en in jou gees, en dan is dit asof dit weer opkom en 'n verskil maak aan hoe ek nou dinge gaan sien en hoe ek dinge gaan doen. Daar's daai wisselwerking. En ons lees daarvan in Spreuke 4. Praat hy dan? Soos wat jy dink, so is jy. Hy sê selfs dit wat jy toelaat, kan tot genesing vir jou liggaam wees. Kan jy die wisselwerking sien wat daar is in jou hart, jou gedagtes, in jou denke? Moet asseblief net nie maak dat dit aan die einde van die dag bekommernis sal wees. Hy sê, sal wag hou, hart en gedagtes die wag hou, dit hou wag. Dit hou wag. Wat doen dit? Dit beskerm. Dit maak toe. Omdat julle aan Christus Jesus verbond is. Daar's 'n dure prys vir my en vir jou betaal. Ons kan anders leef. Ons kan anders dink. Ons hoef nie bekommerd te wees. Die laaste enetjie. Ten slotte, broers en susters, ek lees eendag 'n sielkundige boek oor woede. En raai wat is een van die antwoorde wat hulle vir mense gee om los te kom van woede af. Uit die Bybel uit, in daai volgende vers, ten slotte, broers en susters, vul julle gedagtes met alles wat waar, eerbaar, skoon, suiwer, lieflik en lofwaardig is. Vul jou met hierdie goed. Maar jy kom agter, dis hart en gedagtes met hierdie. So dis nie net positive thinking. Hy sê, en leef volgens alles wat julle van my geleer, oorgeneem, gehoor en gesien het. Paulus praat nie van homself. Wat? Hierdie arrogante ou. Mag dit ook so wees dat ek en jy vir mense kan sê, kan leer en kan sê, hoor hierso, doen net soos wat ek doen, jy gaan okay wees. Jy het arrogansie uit nie, maar omdat jy die groot prentjie sien en leef. Wees my na, volg my na soos wat ek vir Christus navolg. Is nie arrogant van Paulus nie. Dis 'n voorbeeld wat hy stel. Wat 'n voorbeeld stel ons? Worry ons die hele dag? Of is ons soos die voeltjies, ons sing deel? Groot verskil. En dan staan daar die laaste ding. Dan sal die God wat vrede gee by julle wees. Hy is in 'n geval van ons. Maar daai vrede wat jy sal beleef, sal wees, Here, ek weet, U is hier by my. Miskien is dit waar ons moet begin volg. Om jouself te oortuig. En vir jouself te sê, myself, ek is nou siek en sap, om siek en sap te wees. En vir jouself te sê, weet jy wat, maak nie saak wat gebeur. Die Here is met my. Dink net as jy net dit van, die Here, as jy met daai gedagte doen, die Here is met my, hy is hier, hy is met my. Ek is nooit alleen. Jy gaan minder vloek,
jy gaan minder steel, jy gaan minder, kan ek die goed noem. Dus dan word nie ding van, ja, ek mag nie vloek nie, ek mag nie steel nie, ek mag nie, dit gaan dinge word van, ek wil nie meer vloek nie, ek wil hoekom nie, want hy is altyd net jou. Ek gaan nie meer worry nie, hoekom nie, want hy is net my. En as ons dit ontvang, in geloof en sê, Here, dit is wat ek glo. U is met my. Ek hoef nie ver bekommerd te wees nie. En asseblief, vergeet van wat as. As is verbrande hout. Omdat as jy begin sê, ja, ek glo dit en dit, maar jy moet ook dan onthou, wat van dit, dis hoe die ouens sal praat wat realiste is, baie keer sê mense, maar ek is 'n realist, ek is nie 'n realist nie, ek is 'n gelowige. Dis die verskil. Die meeste keer in my lewe het die realiteit altyd iets anders gesê, die meeste keer in jou lewe. Maar die feit dat ons geloof in God is, het die verskil gemaak. Mag jy aan vrede beleef, en mag jy vandag al jou bekommernisse op hom werk. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie. Dankie dat ons opgewonde kan wees oor U en U woord. Dankie Here dat ons kan uitsien oor hoe U vir ons gaan sorg, soos wat Elia dalk ook uitgesien het. Oor hoe U voorsien. Ek weet, Here God, ek het nie die antwoorde vir almal wat hier sit, vir almal se probleme en almal se bekommernisse, maar ek weet, U weet. En ek wil vra dat ons, soos wat ons bekommernisse nou vir U gee, dat U vir ons die vrede sal gee wat alle verstand te boven. Dankie ook dat dit ons waghou oor ons harte en ons gedagtes. En die kosbare naam. Wil jy nie net vanoggend terwyl ons so aanbidding is nog steeds. Daai 1 of 2 of 3 goed, terwyl ek met jou gepraat het, het daar 'n paar worries by jou opgekom, 'n paar bekommernisse. Wil jy nie sommer daar net in jou gedagtes en jou hart sê, Here, ek gee nou hierdie bekommernis en noem hom op die naam. Ek, Here, gee dit nou vir U. Kom ons doen dit vir 'n paar oomblikke.